Goeiedag almal, jy weet alles om ons verander en vergaan, maar daar is een ding wat nooit vergaan nie, 1 Korintiërs 13 vers 8, die liefde vergaan nimmer meer. Die begeerte van die Here as ons hierdie hoofstuk lees, 1 Korintiërs 13, is dat elkeen van ons na hierdie agape liefde moet strewe. Ons voorneme moet wees, Here, help my vandag om my naaste lief te hê soos wat ek myself liefhet. Maar wat beteken dit as die Bybel ons leer, die liefde vergaan nimmer meer? Die woordjie vergaan is die Griekse woord pipto, wat dui op 'n soldaat wat op die slagveld val. Maar hierdie woord pipto word ook op ander plekke gebruik om te verwys na iets wat totaal en al verwoesting is. Iets wat heeltemal teleurstel. En die Here gebruik hierdie woord pipto om te verklaar dat agape liefde nooit faal of teleurstel nie. Maar kom ons wees 'n bietjie eerlik met onsself. Daar is tye wat ons kan onthou waar ons mense gefaal en hulle ook teleurgestel het. En die Here sê vir ons in hierdie hoofstuk dat agape liefde kan nooit faal of teleurstel nie. Agape liefde is konstant, dit is stabiel, onbuigbaar en betroubaar. Dit is die enigste liefde waarop jy volkome kan staatmaak. Dit is hierdie onfeilbare, onwankelbare liefde waarin die Here wil hê ons moet wandel. En vanuit die Griekse taal kan 1 Korintiërs 13 vanaf vers 4 tot 8 soos volg lees. Luister 'n bietjie hierna. Liefde is geduldig en passievol teenoor ander voor solank as wat dit nodig is. Liefde vereis nie dat ander soos jy moet wees nie. Dit is egter eerder gefokus op die nood en die behoeftes van ander, om hulle by te staan om te wees wat hulle behoort te wees. Liefde is nie selfsugtig en selfgesentreerd nie. Dit reik uit na ander. Liefde gaan nie rond en roem in sy eie welvaart en sukses om daardeur belangrik te klink nie. Liefde is nie trots, arrogant, hoogmoedig en snoebisties nie. Liefde is nie onbeskof en oneerlik nie. Dit is nie onverskillig, onnadenkend en onsensitief nie. Liefde manipuleer nie die situasies en bedink metodes uit om dit tot sy eie voordeel te verdraai nie. Liefde raak nie doelbewus betrokke by aksies wat tot nadeel van enige mens sou wees nie. Liefde klou nie vas aan die verkeerd van die verlede nie, maar spreek eerder vry en vergewe. Liefde voel nie verheug oor enige onreg teenoor iemand anders nie, maar is opgewonde, bly en verheug oor die waarheid. Liefde beskerm sy naaste en laat nie blootstelling toe nie. Liefde beur met alle mag vorentoe om die heel beste in elke situasie te sien en te ervaar. Liefde verwag en gun altyd die beste aan ander en die beste vir ander. Liefde gee nooit op nie en word nie moedeloos nie. Liefde stel nooit teleur nie, faal nooit en laat nooit iemand in die steek nie. En onthou ook wat sê 1 Korintiërs 13 vers 3. Al sou ek alles wat ek besit vir die arme mense gee, en al sou ek enigiets vir die koninkryk van God doen, en word selfs as martelaar vir die Here verbrand, maar ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En dan eindig hy daar in 1 Korintiërs 13 vers 13 en hy sê, en nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Kom ons reik uit na hierdie agape liefde in ons lewens. Dankie daarvoor, Here. Dankie, U gee ons krag en wysheid daarvoor. Amen.